Het voel compleet soos COVID, waar sy het by die huis afgepreek het. 4-5 jaar wat dit ons terugvat, nee, is incredible. Maar dis vir alle praktiese is dit net soveel beter en soveel makliker om hierdie volgende 3 aande so 'n bietjie saam met ons te gesels en dat ons soveel as moontlik mense kan kry sonder om mense bloot te stel aan die koue en aan verkoue en aan griep en al die goedes wat ter sprake is. Kom ons maak dit ons oor toe. Here, dis 3 aande wat ons afsonder om so vir 'n kwartier net stil te raak en by u te hoor wat is u stem vir ons hierdie Pinkster. Hierdie tyd voordat ons oploop na Pinksterfees wat Sondag is. Ons wil by u hoor, by u gaan luister wat sê u van ons, van mekaar en van die ander. Leer ons dan dit asseblief, Here. Amen. Daar's 3 aande, vanaand, môreaand en woensdaagaand, 6:30 tot 7:15, net so 'n kwartier, wat ons bietjie gaan stil raak en ons gaan net sommer hoor wat die Here vir ons wil sê. Vanaand bietjie oor wat gebeur wat het Pinkster gedoen aan my en môreaand wat het hy gedoen aan mekaar en woensdaagaand wat doen Pinkster aan die wêreld? Wat is ons rol in hierdie wêreld? So kom ons begin by 'n storie, nou 2 stories. Kom ons begin by 'n storie van Sherlock Holmes en Dr. Watson wat iewers op 'n slag gaan kamp het. En hulle het lekker geëet en lekker gebraai en 'n paar glasies wyn gedrink en toe gaan slaap hulle. En op 'n stadium word Sherlock Holmes wakker en hy lê op sy rug en hy stamp so aan Dr. Watson en hy sê vir hom, Watson, wat sien jy? En Watson maak sy oë oop en hy sê, ek sien miljoene en miljoene en miljoene sterre. En Sherlock Holmes vra hom, en wat beteken dit dan, Watson? En Watson sê, wel, astronomies beteken dit, daar is Saturnus, en Saturnus is binne die konstellasie van Leo, so astronomies is dit wat ek sien. Kronologies gebeur hierdie verskynsel net die 3de Junie elke jaar, en omtrent so by 11:00 aand, so dis by 11:00 die 3de Junie. En hy sê vir hom, as ek nou 'n bietjie verder kyk, meteorologies, dan lyk dit vir my, daar's geen wolke nie, dis windstil, so lyk ons nou 'n mooi dag hier môre. So astronomies, kronologies, meteorologies kan ek dit verduidelik. En dan sê Sherlock Holmes vir hom, nee man, jy's stupid. Dit beteken iemand ons tent gesteel. Dis die bottom line. Ons kan baie keer die basic goed verdwaal raak in ignore, omdat ons verdwaal raak in ander goeders, en 'n klomp nonsens, soos dat ons behep geraak het met onsself. Daar's in geen tyd so baie geskryf en gedoen oor me, myself en I nie. Ek moet so slim as moontlik wees, en daarvoor moet jy ekstra klasse neem, en jy moet konferensies bywoon, en jy moet so slim, en dit is goed, maar ons het belaglik geraak met intelligensie. Ons het belaglik geraak met jeug, en skoonheid, en ons spuit, en ons maak 3 operasies om goeders wat hang te laat staan, en ons het al die goeders om net mooier en jonger en fikser en fietser te lyk. Ons het net so erg geraak oor atletiese vermoëns. Op 90 wil 'n mens nog 'n Comrades marathon gaan hardloop, en op 14 moet jy al iewers amper die Springbokke se uithaalde span bereik. Ons het behep geraak met me, myself en I, en al die goed ons kan doen. My image is tog so belangrik. Ek moet soveel likes op Facebook kry, en ons het obsessief geraak. Hulle sê, op enige gegewe stadium, op Amazon, is daar ten minste 7000 boeke beskikbaar oor selfbeeld, en hoe kan ek myself verbeter, en hoe kan ek nog 'n beter mens word. En ons werk onsself kritiks daaraan. So hier is die tweede storie. Kierkegaard is 'n Deense filosoof, wat 'n baie mooi storie vertel. Hy sê, daar was een nag, was daar 'n inbraak in 'n juwelierswinkel gewees. En in die juwelierswinkel is niks gesteel nie. Maar die diewe het bloot ingegaan, alles oopgesluit, en die prysetikette, die price tags van die ware wat uitgestal is, gaan skuif. So die volgende oggend kon iemand 'n Tag Heuer horlosie koop vir die prys van iewers 'n goedkoop ringetjie wat ter sprake is. En iewers kon iemand 'n groot verloofring gekry vir die prys van 'n horlosie. En dis wat ons gebeur het. Die price tags het geskuif. Kan ek jou 'n paar tekste gee in die Bybel?
wat teen al hierdie goeders ingaan? Jeremia sê, die Here sê vir Jeremia, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Voordat jy gebore was jy al aan my van, ken ek jou naam, ken ek jou pedigree presies. Psalm 139, ek het jou fearfully and wonderfully gemaak. Die Here smile af na ons en sê, jy is die kroon van my skepping. Ons is aan die top en tog is daar hierdie persepsie dat ons nie is nie, dat ons nie goed genoeg is nie. Ek wil vir jou lees wat skryf Rick Warren. Hy sê, you are not an accident. Your birth was no mistake or mishap. And your life is no fluke of nature. Your parents may not have planned you, but God did. He was not at all surprised by your birth. In fact, he expected it. Ek wil vir jou sê, ek weet presies wie jy is. Kom ek praat oor ons as dominees. Ja, genade. Om 'n dominee te wees moet jy vandag verskriklik divers wees. Jy moet 'n klomp goeie doen, want daar's verwagtinge wat aan mense aan dominee gestel word. Jy moet geleerd wees. Jy moet presies weet wat staan in die Bybel, maar jy moet asseblief dit tog so eenvoudig as moontlik kan oordra. Jou kennis moet daar wees, maar jou toepassing van jou kennis moet hier wees. Jy moet baie ernstig wees. Jy moet erns hê en tog moet jy 'n stand-up comedian wees. Moet jy kan grappig wees, moet jy 'n joke kan vertel. Jy moet met die ouer mense kan mingle en 'n 4-jarige kind moet ook kan verstaan wat jy sê. Dit help sommer daarna as jy 'n bietjie gitaar kan speel of 'n klavier kan speel of 'n blokfluit of iets, dan maak dit jou 'n bietjie beter. Jy moet asseblief tog 'n leier wees. Maar nie daar stem met die hart nie. Jy moet net dien. En tussen die verwagtinge wat ons van dominees het en van mekaar het, raak ons deur mekaar en skarrel ons rond om iets te kan wees. So, kom ons kom by die storie wat ek eintlik oor gesels. Die storie staan in Rigter 6. Dis 'n verhaal van Gideon. Die intro in Gideon is so 'n stukkie agtergrond. Die Midianiete maak hulle dood. Hulle boelie hulle. Hierdie Midianiete, die Israeliete plant oes en saai en dan beoes hulle goeders en dan kom hierdie Midianiete en hulle vat alles. En dan vat hulle sommer die beeste en die skaap ook. En alles word net so gesteel. So hierdie Israeliete is al keelvol en gedaan, hulle weet nie wat se kant toe nie, en vir 7 jaar lank is dieselfde storie. Dis so springkane wat kom en net alles gryp wat hulle word hulle geboelie. En dan kom die Here deur middel van 'n engel en hy kom na Gideon toe en hy sê vir hom, mighty warrior. En ek dink Gideon kyk rond en sê, wat jy praat jy nou? Ek is nie dit nie. Ek kan dit nie wees nie. Hy sê trouwens, ek is uit die stam van Benjamin. Dis die laagste stam. Dis die ouens van die ander kant van die treinspoor gebly het. Dis die laagste stam. En weet jy wat? In hierdie stam, in my pa se familie, is ek die heel jongste. So ek kan nie 'n mighty warrior wees nie. There's just no ways. En tog sê die engel vir hom, jy is. Trouwens, waar kry ons hom? Ons kry hom op die dorsvloer. Daar heel onder die parskyp. Daaronder, die gewoonlik het so gewerk, as jy graan, die kaf en die graan van mekaar geskei het, dan jy op die bultjie was daar 'n plek gewees, 'n dorsvloer, en dan jy die graan so in die lug gegooi, en dan kom die wind wat gedurig gewaai het, en dan waai al die kaf weg, en dan val die goed wat jy nodig het, terug op die vloer, en dan skrap mekaar, en dis jou kos. Maar nie hy is nie bereid om daar bo te wees nie, want daar gaan die Midianiete ons sien. Hy is hier onder in die vallei, heel onder waar hulle die druiwe gepars het, en daar sils kry ons hom. Daar's nie wind nie. Hierdie ou moes homself kritiks gesukkel het, hy moes dit opgegooi het, en daar was nie 'n waaier nie. Moes hy dit weggeblaas het. Dis waar ons hom kry. Hy sê, in Ramaphosa se woorde, hy's nou 'n lafhart. Hy's nou lafhartig, om hy daar weg te kry. En hier kom die engel sê vir hom, mighty warrior. Kom ek stop gou daar. Dit lyk my daar's 3 vlakke waarop ons as mense kan funksioneer. Ons kan of funksioneer op 'n survival mode. Elke maand kom jy net uit, of jy leen by jou familie geld of by die werk, om net uit te kom. Ons is in die survival mode
wat is dit net nie maak nie. Jou verhouding met jou man en jou vrou is ook maar net skraps. Jy hoop net maar net iets gebeur nie nog wat erger is, dan is alles in sy piek in. So ons survive so net. Dis waar hy was. Dis waar Gideon was. Hy het net survive. Hieronder waar hy wegkruip, waar hy lafhartig amper is, bang is, vrees om van hom besit geneem het, daar is hy. Sukkel. Die volgende vlak is die vlak van sukses. Ons sukkel nie meer maand tot maand, ons het dan al 'n kar by mekaar gekry. Ons het dan maar vir ons 'n bietjie kruiniersware gekoop. Ons kan dan so dit net maak. Ons het dan suksesvol geraak, bietjie geklim in my werk. Ek is dan al bestuurder en middelvlak bestuur en CEO. Ek kan ons al so 'n bietjie statuur in die samelewing gekry. Ek kan al so 'n bietjie staat maak op status en roem en dan is dit oké. Baie van ons werk van surviving af na sukses toe. Maar dis nie die tweede stap. Jy kan daar kom. Maar Gideon word geroep om nie suksesvol te wees nie, maar die derde is significant te wees. Hy word gevra, jy moet 'n rol speel om ander mense belangrik te laat wees. En dis die en dis die job wat ons kry. Dis die job wat Gideon kry. Jy word geskuif van survival mode af verby sukses na significance toe. Gideon moes twee goedes regmaak. Hy moes eers sy teleurstelling met God regmaak. Hy sê sommer vir die Here, interessant, nou het hy gesê, Mighty Warrior sê, maar Here, waar was u gewees toe ons so sukkel? Vir 7 jaar lank al sukkel ons getiks en ons kry niks reg nie. En hy is teleurgesteld in die Here en baie van ons is daar. Ons survive, ons sê vir Here, why? Hoekom gebeur hierdie goeders? En dis okay, jy kan dit doen. Maar eers moet jy weet, daai why vraag hou jou in survival mode hieronder. En hy moes daar verbykom. Sy tweede probleem was, sy twee but wat hy het, is, Here, behalwe dat ek teleurgesteld is in U, weet ek nie of ek U kan trust nie. Twyfel ek in U. Twyfel ek dat U my kan gebruik wat nie soos 'n warrior voel nie. Jy moet gaan kyk na Rigter 6. Dis asof Gideon vir hom sê, okay Here, dankie, ek dankie vir die vertroue in my gestel, bring hy army, bring hy weermag, bring hy geld, ek gaan dan nou stormloop, ons moet dan nee, dat staan nie daar nie. Al wat daar staan, dis so al wat terloopse sinnetjie is. Ek sal by jou wees. Dis al. Op grond van een sinnetjie kan ek en jy okay wees. Ek sal by jou wees. I'll be with you. Ouens, dis my boodskap vir vanaand. Ek voel partykeer of jy gedaan is. Jy voel net nie goed genoeg nie. Maar as Pinkster gebeur, as die Heilige Gees uitgestort word, dan word jy 'n mighty warrior. Hoofstuk 6, Rigter 6 vers 34, staan daar hierdie verskriklike mooi teks. En die Gees van God en die Gees van Here het van hom besit geneem, het hom laat werk. Skielik het die Gees van die Here in Gideon gewerk en hy kon 'n verskil maak. My gebed is die Here in jou sal klim om jou te skuif van survival af na significance toe. En suksesvol ook, maar veral na significance toe. Dat jy nie op hierdie onderste vlak sal funksioneer nie, maar dat die Here jou sal oplig en sê, ek ken jou by jou naam man, ek het jou wonderbaarlik geskape, jy is die kroon van my skepping, ek is stil tevrede oor jou, ek love jou, ek is gek oor jou, en mag jy voel soos in Efesiërs 2 vers 10, waar die Here sê, jy is my masterpiece. Die Grieks, het ek al baie oor gesê, is die woord poema. Jy hoor die woord poësie. Dis die hoogste vorm van taal. Jy's my meesterstuk. Jy's die toppunt van my skepping. Ouens, ek en jy is ongelooflik spesiaal vir Here. Al voel jy nie so 'n mighty warrior nie. Jy is. Hy sê so. Dankie Here dat jy so sê. Dankie dat jy dit nie net so sê nie, maar dat jy in ons kom woon met die Gees en ons 'n ander mens laat opstaan. Van hierdie survival mode af
na 'n significance, na iemand wat 'n verskil maak in hierdie wêreld, deur aan iemand te raak, deur vir iemand te bid, deur iemand 'n drukkie te gee, deur iewers vir iemand 'n bord kos te gaan aflewer, om net 'n verskil te maak in iemand se lewe. Dankie daarvoor. Dankie dat u Gees in ons geklim het, in ons kom woon het, dat ons die tempel van die Heilige Gees kan wees. Aan u kom ons lof, ons eer, ons aanbidding toe. Amen. Ouens, dankie. Ek waardeer julle teenwoordigheid en julle saamkyk. Stuur 'n klompie likes en share die video asseblief en kom ons maak regwaar 'n groot verskil in Suid-Afrika deurdat ons onthou dat ons baie meer as survivors is. Meer as oorwinnaars trouens. Hê 'n lekker aand. Sien julle môre aand. Cheers. Bye bye.